kan ek net gou eers voor ons nou begin kerk doen, net sê, ek beloof plegtig voor julle almal, dat ek oor 2 weke vir die bulle sal skree. Goed. Ok, nou kan ons kollekte inneem, asseblief. Nee, bulle, baie geluk vir julle, dit is nou nie te bad gewees nie. Stommers, julle het nou so half bietjie uit die bus uitgeval gisterand, maar goed, probeer. Wie spring vandag voorweg by Monaco? Ek het nie eens gekyk nie. Antonelli, ag alweer. Goed, okay. Die youngsters wat so oorneem. Baie welkom vanoggend aan elkeen hierso. Mag jy regtig waar die Here se teenwoordigheid intens beleef. Mag jy weet dat hy hierso is en saam met ons wil werk en saam met ons wil praat en jou wil uitstuur buitekant toe om 'n verskil te gaan maak in hierdie wêreld. Net so 1 of 2 afkondigings. Ja, goed. Eers is die damesoggend, asseblief onthou daarvan, 15 Augustus. Annelie sê daar is nog plek vir so 700 van julle, so julle is welkom om asseblief maak 'n groot effort daarvan. Dis 'n projek wat so 'n klomp organisasies hande vat om vir Luiperdsvlei Ouetehuis te ondersteun. So ons wil regtig 'n klomp geld maak vir Luiperdsvlei Ouetehuis. Ek weet nie of julle al by Ouetehuis in die omgewing was nie, die ouens kry swaar, nee, dit kos duur in die ouetehuise en hulle probeer regtig waar 'n verskil maak in die bediening vir mense wat afgetree het en wat in 'n huis bly en Luiperdsvlei is die NG Kerk se plaaslike ouetehuis. Dis regtig baie goed versorgde en goed geadministreerde ouetehuis. Ek kan regtig maar 'n draai gaan maak op 'n stadium daar 'n bietjie gaan rondloop. So ons probeer regtig 'n verskil maak, want die koste raak verskriklik duur vir ouetehuise. Dit raak regtig. My kinders, julle moet mooi luister. Julle moet my en mamma gaan een van die dae ouetehuis toe. Net 'n grappie, maar julle begin spaar. Maar kom ons maak 'n groot effort daarvan. Dis regtig 'n groot lekkerte dames. Ons kan 600-700 dames in die auditorium insit en ons sal graag die saal so vol as moontlik wil maak. Dan is daar 2 nuwe lidmate wat bygekom het by die gemeente hierdie week. Karin Viljoen, Daniel en Renay. Ek weet nie of Org hulle volgende jaar Org, baie geluk oupa en ouma. En en is Renier hierso. Ek sien hulle nou nie, maar baie geluk vir daai lekker verjaarsdag presentjie. So in die middel van die jaar. En dan Zeilen Blom, Dylan en Larish. Ek het gesien ouma, as jy so, waar is dit Nicole, waar sit jy nou? Daarso. Dis lekker. Ek kom sommer van die Oos-Kaap af hiernatoe om te kom geluk sê. Baie geluk vir julle. Mag die Here regtig julle wonderlik bless. Dan is daar 'n klomp mense wat in die hospitaal is, wat siek is. Julle weet daarvan. Daar's net enetjie wat op die lys bygekom het. Is 'n Lana Bench. Louise en Johan se kleindogter, die is opgeneem in die hospitaal en is nou op hierdie stadium in Sandton Hospitaal, Sandton Kliniek. So kom ons dink in ons gebede ook aan Mariska en Shaal en hulle klein ding. Dis 'n groot lot goeders wat in 'n gemeente aan die gang is. Mense dink dis sommer net per Sondag pitch ons hier op. Maar ek wil jou net sommer so om dankie te sê, sommer net vir jou sê hoe ongelooflik baie goeders hier gebeur. Daar moet 'n hele span leiers wees wat die kleintjies hanteer. Saam met Karin en Marina is daar 'n hele rits van hulle wat hierso in die ou kerk julle en almal se kinders bedien. Daarmee saam is daar 'n klomp wat hierdie kant die graad 1, 2 en 3's hanteer, wat net so handvol is. Dan is daar die graad 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11's wat deur 'n klomp kategete, klomp mentors hanteer word. En ons sê vir julle verskriklik baie dankie. Daar's 'n klomp mense wat papiertjies uitgedeel het, 'n klomp ouens wat sorg dat daar koffie en tee is vir julle voor die tyd en na die tyd. Daar's 'n klomp ouens wat kyk dat jou kar op 'n rustige plek staan. Daar's 'n klomp ouens wat sorg dat die gras gesny is, dat jy as jy hier kom dink die kerk is nogal nie te onaardig nie. Daar's 'n klomp ouens wat moet sorg dat dit skoon is hierson. Daar's 'n klomp ouens hier op die stage wat in die week hulle self voorberei het om vandag hier te kom staan. Hulle het nie net 'n gitaar opgetel en 'n drumstokkie en gesê, okay, nou speel ons hier. Daar's baie meer wat daarop ingaan. En so kan dit nou aangaan. Daar's 'n hele rits mense wat
kerk moontlik maak. En ons is maar net daar om te doen wat die Here van ons vra, om sy woord so suiwer, effektief en duidelik as moontlik te kan oordra. Of dit is deur karre op te pas, en of dit is om te preek, en of dit is om iewers die administrasie doen, en of dit is om jy wat jou bydra vir die Here gee. So ek het aanvanklik gedink om na die sang eers die kollekte op te neem, maar ek wil dit nou doen, want ek dink jy moet besef dat wat jy daar gee, is nie net vir hierson nie, maar om daar buitekant 'n verskil te gaan maak, om 'n lig te wees vir 'n wêreld wat donker is, en nogal baie keer donkerder gemaak word as wat dit regtig waar is. Ek het so in die afgelope week of 2 het ek 'n boek gelees wat ietsie vertel oor Suid-Afrika en hoe dit ontwikkel het van baie jare terug af tot nou toe en waar ons nou staan en hoe al die stemme opgaan vir en teen en gaan dit maak nie en ander sê ons gaan dit maak en ek besef my net ons wêreld is nog steeds God se wêreld. Dis in God se hande. En ek en jy is deel van hierdie plan wat God het met Suid-Afrika vir hierdie tyd van die wêreld. Kom ons gebruik ons kollekte ook om te sê maar ons wil 'n verskil maak in hierdie wêreld deur dit vir die Here te gee. Daar's geleentheid vir die offergawes en daarna gaan ons 4-5 liedere saam sing. By Suiderlig, julle is welkom om saam met ons te staan en die Here se naam groot te maak. As julle 'n bietjie koud kry, julle mag so maak. Julle mag, ek kan nou nie my heupe beweeg nie, maar julle mag julle heupe beweeg. Julle mag 'n bietjie die litte losmaak, maar sing lekker saam. Ver teen die grond, tel die
die storm sal ek my oë op U hou. Spreek net in woord, die storm sal stil word. In die middel van die storm staan ek met hande omhoog. In die middel van die storm staan ek vas in geloof. Spreek net in woord, die storm sal stil word. Als van die golwe en die branders spreek, All my life
Here, ons kan net verstom staan voor u goedheid, wat oor ons spoel en ons kan nie anders as om dit raak te sien nie. Soms hou ons onsself blind daarvoor, gaan ons met oogklappe deur die lewe, en dan kom herinner jy ons sommer net weer dat u regtig vir ons goed is. En ons wil dit as geloofsbelijdenis maak vandag. U is regtig 'n goeie God, wat ons in jou holte van jou hand hou. Dankie daarvoor. Amen. Ons is volgende weer bevoorreg. Dit is so lekker om amper elke Sondag te doop. Nog mense buite voor, daar's nou nog 2 babetjies wat bykom, 3 babetjies, ek dink daar's 'n hele klomp ander ook dalk, maar vandag is dit lekker om Nadia, waar is dit julle Cameron, julle kan nader staan, kom staan nie voor by my asseblief. Okay, dis die eerste keer in my lewe wat ek sien Lea word so gespel, maar Lea word so gespel vandag. Dis so lekkerte as die Here eintlik hulle sê ons kinders is God se idee dat ons kan hoop op die toekoms. Elke babatjie wat gebore word beteken God is nog nie klaar met ons nie. Hy is nog op pad met ons en hy kom sê vir hierdie klein pragtige dogtertjie, ek is ook nog nie klaar met jou nie, my liewe mooi poplap. Ek het 'n plan vir ons. Gisteraand het Joshua by ons geslaap. En wat 'n ongelooflike voorreg om hierdie klein bondeltjies in jou hand vas te hou en dan raak hulle sommer so aan die slaap in jou en dan moet iets wees van sekuriteit wat daarmee gebied word. Want jy sal nie sommer enige ou se arms met aan die slaap raak, want so 'n lelike ou soos ek nie. En hierdie klein seentjie dink, wel, dis lekker. Hy het selfs nogal reg gekry om by ouma te slaap en haar gevreekie vas te kyk en te sê maar ek like dit ook nogal. En dis is dit nie wonderlik en dis ekskuus Anna, dis nie gevreekie nie. Ekskuus. Maar is dit nie wonderlik hoe die Here ons vashou en hierdie klein dogter kom sê maar dalk is die goedes wat gebeur nogal weird, maar ek is vir jou so verskriklik lief. En vandag kom sê hy vir klein Lea, ek is vir jou verskriklik lief, maar ma en pa, julle moet antwoord daarop. Julle moet hierdie job doen om vir haar te wys dat hierdie paar druppels water wat bietjie warmer is as gewone huiskaswater, hierdie paar druppels water is die teken dat ek vir julle lief is, vir haar lief is, maar julle moet dit vir haar leer. So daar's 3 vrae vir julle. Nommer 1, sal julle die voorloopwerk doen sodat hierdie klein dogtertjie kan weet maar ek is God se mamma en pappa, wys dit vir my. Hulle kom kerk toe, hulle lees vir my Bybel, hulle is lief vir mekaar. Daai stuk liefde wat julle vir mekaar het en wat julle vir God het, moet sy kan sien. Nommer 1. Nommer 2, sy hulle die Bybel vir haar lees dat sy kan weet dis waar haar krag vandaan kom. Die Here is die voorloper en hy wil dit deur sy woord vir ons doen. Nommer 3, sal julle haar leer om eventually ook eendag as hy groter is te sê maar wat ma en pappa gedoen het. Ja, yes, sê vir hulle met ja sê. Of wil jy ek moet klaarmaak? Is dit wat jy wil hê? Sal julle haar ook leer dat sy eendag haar handjies sal opsteek en sê ek wil vir Jesus lief hê met my hele hart. Cameron, wat is die hart op julle antwoord, Nadia? Ja. Goed. Jy kan so 'n halwe tree nader staan asseblief, Nadia. Skree maar. Voel das. Lea, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hemelse Vader, U hou hierdie klein dogtertjie en ma en pa in die holte van die hand. Haar net verskriklik lief asseblief, Here. Ons hoef nie vir U te vra nie, want ons weet U doen dit. Maar maak ons altyd attent daarop dat U dit in elk geval met ons doen. Aan U liefde is daar geen einde nie. Aan U kom die lof en die eer en die aanbidding toe, Here. Amen.
Weet jy dat Jesus jou liefhet? Weet jy dat hy baie van jou hou, sommer net soos jy is, want jy's kosbaar en spesiaal vir hom. Ek weet dat Jesus jou liefhet, en ek weet dat hy baie van jou hou, sommer net soos jy is, want jy's kosbaar en spesiaal vir hom. So vinnige advertentiebreek net vir die reeks wat nou by nommer 9 is. Net gou opgaan na die heel eerste een toe. Daai was die heel eerste een gewees, ons inleiding tot die hele reeks. Volgende week maak ons klaar en ek sien verskrik uit, dit is 'n regtig groot hoogtepunt. Gister sê iemand vir my, hulle het nie geweet nie, maar hulle het gedog dit is net mevrou De Lilla wat opgepitch het in Simpsons se storie. Ons gaan vandag van dame nommer 2 hoor, maar daar was 'n dame nommer 1 ook gewees en De Lilla is dame nommer 3 en die meeste ouens sê maar daar was dalk baie meer girls in hierdie ou se lewe as hierdie 3. Vandag sien dit ook nie 'n naam nie. Nommer 1 het ook nie 'n naam gehad nie. Sy is met ons hoor sy is van Timna gewees. Hierdie een is van 'n ander dorp en ons gaan volgende week by De Lilla uitkom en eintlik die tragiesste deel van julle verhaal lees. So moenie volgende week mis nie. Week nommer 1 sê ouens wat maak of wat sterk is, dink baie keer dat hulle grense kan hou. Hulle sukkel nogal daarmee. Toe ons sê ons sukkel nogal die ouens wat sterk is met wellus en as ek sê ouens, dan praat ek van vrouens ook nie. Dan raak ons hormone partykeer net te deurmekaar. Hulle sukkel nogal om goeie advies in te win. Hulle sukkel om by die reëls te bly. Hulle sukkel dan hulle dink hulle is nogal wise. Hulle sukkel nogal met woede en kwaad word. Hulle maak nogal gereeld, hulle is probleme, foute oor en oor. En hulle sukkel nogal met egos. So, kom ek begin by 'n Bybelteks. Spreuke 19. Met wat die regverdige sê, sorg hy vir baie. So stop dit eens gou daarso. Regverdiges bedoel ons nou, dis die gelowiges wat wys optree en wys het niks te maak met intellek nie. Dit het te maak met kan jy die regte ding op die regte manier op die regte tyd doen. Dis nie net 'n klomp kennis van ek weet wat is die regte antwoord nie. Die ding is, kan jy dit doen? Kan jy dit omsit in woorde? So die regverdige sê, wat die regverdige sê, daarmee sorg hy vir baie. 'n Dwaas gebruik nie sy verstand nie en bring die dood oor homself. Goed. Nou wil ek amper sê, kom ons steek gou hande op, wie is regverdiges of wyses en wie is dwaases? Gaan ons dit kan doen? En natuurlik nie. Ons almal is natuurlik regverdiges. Ons maak nie foute nie. Evel Knievel. 1938 gebore. 'n interessante ou. Hy het allerlei toertjies op motorfietsse gedoen. Hy het oralste gespring van hierdie ramp na daai ramp toe. Op een stadium het hy oor 'n hele canyon probeer spring. En toe met 'n of ander fiets wat gemotoriseerd is, was nie 'n motorfiets nie, was net 'n fiets wat 'n engine bygehad het. En hy gedink hy gaan met hierdie ding kan oorgaan en gelukkig het dit nie gewerk nie. Ek sê gelukkig want daar het 'n parachute oopgegaan en hom te veilig onder gekry, want as dit gewerk het, sou hy dit net blykbaar volgens al die wiskundige
berekenings nie gemaak het nie, en die valskerm sou waarskynlik dan nie oopgegaan het as hy op die rand geval het en teruggeval het nie. Gelukkig, in jou se lewe het hy 36 maande lank iewerster in die hospitaal gelê. 3 jaar van sy lewe lê hy in die hospitaal. 20 bene in sy lyf gebreek in hierdie tydperk van sy stands. Hy is opgeneem in een of ander Hall of Fame van motorfietsryers, of motorfietsafvallers, of iets van die aard, maar ja, almal het gedink, wel, hierdie ou het risiko's aangevat in sy lewe, en die meeste van ons hou van risiko's. So ek het vandag se preek is so half moeilik om te preek, want daar is sekere risiko's wat ons moet aangaan. Die vraag is net, gaan ons wyse risiko's aan, of gaan ons verkeerde risiko's aan? Spreuke 6 sê dit so: kan jy kole vuur in die vou van jou klere inhark, sonder dat jou klere aan die brand raak? Kan jy op brandende kole loop, sonder dat jy jou voete verbrand? En nou sal daar sekere godsdienstige groepe sê, ja, jy kan dit doen. Die bottom line is, as jy met vuur speel, en dit nie met respek hanteer nie, gaan jy jou vingers verbrand. In die Bybel ken ons 'n paar voorbeelde daarvan. Jy onthou van Abraham, sommer hier in Genesis 12 al. Hy is 'n heiden, sy pa aanbid afgode, offer selfs kinders vir die afgode. En Abraham hoor die stem van die Here eendag, en Abraham sê, die stem van die Here kom te Abraham en sê, vat jou vrou, en jy het nie 'n kind nie, maar vat jou vrou en trek, en gaan na 'n vreemde land toe, en hier trek Abraham. Dis 'n reuse risiko, maar die verskil in hierdie risiko is, dis God wat dit gesê het. Dis nie ek wat self plannetjies gemaak het en sê, man, ek is nie meer lus vir hierdie land nie, ek gaan nou na 'n ander land toe trek nie. Nee, die Here het met hom gepraat. Rahab, so 'n bietjie later in die Ou Testament. Sy is 'n Silverheidstraat tannie. Dis waar haar werk vandaan kom. Sy is 'n prostituut. En sy, daar klop 2 ouens aan haar deur en sê, steek ons weg asseblief. Nie, ons wil tyd by jou koop nie, steek ons weg. En sy vat die kans om hierdie 2 verspieders weg te steek. En daardeur vat sy 'n reuse risiko om te sê, maar iewerster moet ek doen wat die Here wil hê ek moet doen. As jy bietjie verder aanblaai, na Ester toe, nog 'n tannie, mooi tannie, nee, sy tannie, sy is nog jonk, bloedjong, sy wen 'n paar skoonheidskompetisies, so een na die ander. En uiteindelik word sy die koningin. En dan op 'n stadium dan sê sy, as ek nou stil bly, dan gaan almal doodgaan. Ek gaan die kans vat en probeer om 'n gap te kry om by die koning, my man, in te kom en met hom te praat oor hierdie situasie. En hierdie risiko wat sy neem, maak die wêreld oop vir die Israeliete. Blaai bietjie verder na Petrus toe, op 'n bootjie, en skielik is daar hierdie storm, en dan sien hy, hier kom Jesus aangestap en sê, Here, as dit U is, laat my op die water loop, en dan sê die Here vir hom, kom, en dan vat hy 'n risiko, en hy sê, okay, maar luister mooi, daai risiko's word geneem, omdat God daar is. En sonder risiko's is ons, moet ons besef, kan ons nie survive nie, maar dan moet dit wyse risiko's wees. Daar's incredible besigheidsmanne hier tussen ons, wat risiko's geneem en gesê, ek steek nou maar my 50.000 randjies in hierdie job in hierdie werk in, ek dink ek gaan dit kan maak, dis nie altyd so lekker in die ekonomie nie, maar ek vat die kans om hierdie besigheid te begin, en yes, it boom. As jy nog nie die boek van Steve Jobs gelees het van hoe hy alles begin het met Apple nie, moet jy asseblief sy storie lees. Is incredible groot risiko's hulle geneem het om iewerster die kommunikasiewese en die inligtingswese eintlik op sy kop te draai. Om te sê, maar ons gaan nou 'n device hê waarop jy al die musiek kan luister. En op hierdie selfde device kan jy sommer die internet ook rond surf. En op hierdie selfde device kan jy al die boeke hê wat jy nodig het. En jy, heel toevallig, dis ook 'n telefoon. Net so as 'n bykomende dingetjie. En skielik het daar 'n wêreld oopgegaan wat verstommend is. En so kan ons nou aangaan. Tesla en kan nou aanhardloop met 'n klomp van hierdie, dis risiko's wat mense geneem het. Daarom is dit moeilik om te sê moenie risiko's neem nie,
Want daar is dink ek verskillende soorte risiko's. Maar kom ons lees eens gou wat gebeur met Samson. Rigter 16, uiteindelik die laaste hoofstuk in die boek van die lewe van Samson. Net 4 hoofstukke, 95 verse, ons is by die laaste paar verse. Samson is op 'n keer na Gaza toe. Dis nie Gaza wat ons vandag van hoor nie, dis 'n heeltemal 'n ander dorp. Dis so 60 km weg van Sora waar hy groot geword het, waar hy gebly het. Nou net so vinnig 60 km beteken jy klim in jou kar en jy ry, jy's binne 'n halfuur, 3 kwartier is jy daar nie. In daai tyd was Gaza 60 km weg per voet. Dis 2 dae se loop. Dis nie ek stap vanoggend ek is vanaand daar nie. Hy beplan hierdie ding haarfyn om Gaza toe te gaan en wat gaan soek hy daar? Dis in die middel van die Filistynse wêreld. Hoekom sal jy so toe gaan? Die ouens soek jou kop. Jy het nou die ander dag het jy 'n klomp goeters gedoen wat hulle kwaad gemaak het. Daai 30 bruilofsgaste. Die veld aan die brand gesteek is. Die 1000 ouens wat hy doodgeslaan het laasweek met die eselskakebeen. Die ouens soek jou lyf. Jy soek moeilikheid. Ek gaan op 'n 2-dag trip Gaza toe. Om wat te doen? 'n prostituut te gaan soek. Ek gaan na Gaza se Silverheidstraat toe. En ek het daar ingegaan. Dis 'n risiko. Dis oeronnosel. Leer jy dan net niks nie? Daar's te veel mense van Gaza vertel, hey, Samson het hierin gekom. Intelligensiewerk. Hulle het hulle huis omsingel en hom die hele nag deur voorgelê by die stadspoorte. So hulle is om die huis, by die stadspoorte, almal soek hierdie ou se lyf. Hulle het die hele nag in stilte gewag en gedink, môre ligdag maak ons hom dood. So hulle lê met hierdie komplot is klaar. Hy en mevrou Gaza is besig. Môreoggend as hy ewe dood luiter sê maar ek gaan vir ons koffie soek, dan kry hulle hom beet. Maar Samson het net daar bly lê tot middernag toe. Toe staan hy op, vat die stadspoorte se deure met hulle kosyne en ruk hulle so toegesluit uit. Hy het alles op sy skouer teen die berg reg oor Hebron opgedra. Ek wil soos ietsie sê van arrogansie. Die ou dink nogal baie van homself. Ek wonder nogal hoekom is hy 12 uur daai nag weg? Het hy dalk 'n feeling gekry van ek dink nie die ouens hou baie van my. Ek het nou gedoen wat ek wou kom doen het. Nou moet ek pad vat, anders is daar moeilikheid. Dalk het ek geluikie gehoor buitekant. Ek weet nie, mens kan nog 'n movie maak oor hierdie ou se verhaal, né? 'n Paar movies maak, jy kan 'n hele series maak. Want hier is nog al 'n paar goeders wat gebeur, maar hy tiptou sien ek kom hier uit die stad uit. En as hy by die poorte kom, as die ander ouens lê nog geslaap, hulle wag nog vir hom, maar hulle dink hy gaan eers môreoggend 6 uur uitkom en dan vat hy sommer die poort en hy trek dit in mekaar en vat sommer die hele hek en dan gaan hy teen die berg op. ‘n dwaase risiko is steeds 'n dwaase risiko al word jy nie uitgevang nie. Baie van ons dink, wel as ek net nie uitgevang word nie, dan is nie so erg nie. Jy's in vir 'n verskriklike groot surprise. So kom ek gee 4 soorte risiko's ons neem. Nommer 1 is die onvermybare risiko. Ek wil nie vir jou dit te sê nie, maar jy behoort te weet, jy moet elke dag opstaan en werk toe ry met jou kar. En ek weet daar's ongelukke op die pad, maar dis 'n risiko wat jy neem. Jy moet elke dag iewerster met ander mense praat. Al hou jy nie van hulle nie, jy moet die risiko neem om met hulle te praat. Jy moet elke dag oor die straat stap, jy moet elke dag jou bloeddrukpilletjie drink, jy moet elke dag, daar's sekere goeders wat jy weet nie heeltemal wat is al in 'n pilletjie nie, wat is alles in die inenting nie, maar jy weet dis 'n risiko wat jy neem, maar jy moet daai risiko neem. Daar's sekere onvermybare risiko's wat ons moet neem. Dit beteken jy moet dom wees daarmee nie. Jy kan enigiets doen nie, jy kan sommer enige tyd oor die straat loop nie. Jy dan kyk jy die mannetjie groen is en dan kan jy begin oorstap. En
Kan ek dit nou maar sê, en ek dink jy is vir hierdie gehoor nie, maar as jy nou wag om oor te gaan na die ander kant toe, bly bo op die sypaadjie, moenie eers afklim en dan kyk of daar karre kom nie. Neem maar jy speedkop. Goed. Nommer 2. Daar's ook nodige risiko's. In die afgelope maand is daar iemand wat ek nie in die gemeente is nie, wat ek goed ken, wat gediagnoseer is met kanker. En ek gesels toe met die persoon en ek sê toe vir hom, maar dis nou 'n groot stryd wat nou voor lê, want ons weet nou kanker is 'n huge ding, wat 'n groot ding op mense, maar veral die behandeling daarvan is dit erg. Sy kanker is van so 'n aard dat hy 'n operasie moet hê. Maar dit gaan nie help in die operasie. Die dokter sê die operasie gaan alleen help nie. Ons daarna moet bestraling doen en daarna moet chemo doen. En hy het gesê, ek sal operasie doen, maar dan niks meer nie. En iewers moet ons met 'n mens by 'n punt uitgekom en sê, maar al 3 hierdie goeters moet gebeur. Jy kan nie net een van die goed nie. Die risiko is dan te groot dat dit weer gaan terugkom. Jy moet die bestraling doen om dit verder dood te maak en jy moet nog chemo doen. Al is dit van die beste behandeling wat jy kan hê, moet al 3 hierdie goeters gebeur. En jy kan nou sê waar die risiko moet wees, maar dit is 'n nodige risiko wat moet realiseer tot op die heel einde. Daar's ook berekende risiko's. Party risiko's het meer opsies, soos om te trou. Hey, jy moet check, hier's nou in Suid-Afrika is daar kom ons sê 60 miljoen mense, né? Kom ons maak vir jou ouderdomsgroep 5 miljoen of 10 miljoen te oud en 10 miljoen te jonk. Dit beteken as 60 miljoen mense is, dan is daar 30 miljoen vrouens. 10 te oud, 10 te jonk. So jy het 'n 10 miljoen keuse moontlikheid. Jy moet nou baie mooi gaan kies, watter een van hierdie 10 miljoen gaan jy kies as jou vrou? Of jou man for that matter. Jy moet nou mooi gaan kyk, moet hulle in hierdie taalgroep val, hierdie oogkleur val, in hierdie kategorie val, wat se persoonlikheid hulle moet hê. Jy reduce daai 10 miljoen na 30 toe. 10. 3. En dan dink jy, okay, goed, kom ons vat hierdie 3 op 'n date. Een na die ander asseblief. En nou moet jy gesprekke hê met hierdie mense, kyk hoe eet hulle kos, of hulle dit in hulle mond indruk, en of hulle mooi met mense virke eet, mooi. Jy moet jou keuses maak, maar is 'n berekende risiko, hè? So is 'n besigheid 'n berekende risiko. So is die werk wat jy vat 'n berekende risiko. In die Spaans-Amerikaanse oorlog, hier in die einde van die 1800s, het die ouens agtergekom, na die oorlog, het 'n klomp soldate doodgegaan, en hulle aan geelkoors. Hulle het nie geweet, wat veroorsaak dat geelkoors oorgedra word nie. Toe is daar 'n klompie dokters wat agterkom, hulle vermoed, daar is muskiete, wat hierdie geelkoors oordra. En toe het hulle dit eksperiment gedoen, en 'n konyne, dis waar die woord proefkonyn vandaan kom, toe het hulle konyne gevat, en hulle eers 'n klomp muskiete gevat, en tussen hierdie mense laat, wat geelkoors gehad het, laat vlieg, sit, eet, vreet. En hulle toe daai muskiete gevat, en tussen 'n klomp konyne gesit, en die klomp konyne het geelkoors gekry en het gesterf. Toe sê hulle, okay, stap nommer 1 het gewerk. Ons weet nou, ons vermoed nou, dis muskiete, wat die geelkoors oordra, dit het nie konyne gewerk. Maar dis nog 'n bietjie vaag. Konyne is nie mense nie. Nou moet ons 'n klompie mense kry, om daai selfde eksperiment mee te doen. En hulle kon toe nie dink aan, wat is eties die korrekte klomp mense, wat hulle gaan gebruik nie, al was hulle na die oorlog, nogal lus om 'n klomp kibane te gebruik daarvoor. Toe het hulle self gevolunteer. Dieselfde eksperiment gedoen in die plek van konyne, het hulle self geplaas, en sowaar as vet, hulle het toe geelkoors gekry. Gelukkig was daar behandeling gewees vir hulle, en het gewerk. En toe wonder hulle, okay, dit is nou goed en wel, ons weet nou, muskiete dra het oor, maar ons net 'n agterdeur toemaak, wat nie gaan oopkom nie.
kan dit dalk wees dat net bloot omdat mense by mense met geelkoors is, sonder muskiete, dat hulle dit kan aansteek. Want hulle kan aansteek deur speeksel en toe het hulle self weer gevolunteer en saam gaan bly, saam met die mense wat geelkoors gehad het, sonder muskiete, en hulle het nie geelkoors gekry nie. Maar dit is 'n berekende risiko, is 'n groot risiko, maar hulle het dit baie fyn bereken en geweet, daar is medikasie wat ons kan help om ons reg te kom, maar ons wil sien dat die res van die samelewing nie geïnfekteer word nie, en daarom het ons die kans om hierdie ding te kan regmaak, en ons is self bereid om daai risiko te neem. Is dit dom? Ja, maar so baie slim. En vandag is dit een van die grootste wonderwerke wat gebeur het, dat ons wel agtergekom het, dat muskiete die oorsaak van hierdie ding is. Dis 'n stuk berekende risiko, maar is crucial dat dit moes gebeur het. Laat ek dit vertel. Hele klomp jare terug, beland ek in die ou Kreersdorp Wes gemeente. Daar stadium is daar 3 gemeentes waarvoor ons aansoek gedoen het. Kreersdorp Suid, Kreersdorp Wes en ander ene, ek het nie die naam van gaan noem nie. En ek en Annelie neem toe die berekende besluit, die risiko, om dink die armste van die 3, die uitdagendste, ekonomies uitdagendste een van die 3, die beroep te aanvaar. Kyk, wat 'n amazing journey was dit nie. Was dit 'n dom keuse? As jy rand en sent praat, oh yes. My salaris was R500 'n maand. Was dit die beste besluit van my lewe? Oh yes. Iewers het die Here 'n plan gehad met hierdie stadium Suiderlig, met wat gebeur het in ons dorp, en hoe die Here verskil gemaak het in mense se lewens, en dit is 'n berekende besluit gewees, 'n berekende risiko. Baie mense gedink, is dom. In hierdie deel van die dorp, nee, come on. Alles val uit mekaar uit. En tog het die Here 'n plan en gesê, maar ek is nie klaar met Kreersdorp Wes en met Suiderlig nie, en ek wil niets begin. Bankrot gemeente gewees. Vandag is ons genadiglik geseën met amazing lidmate. Dit was 'n berekende keuse gewees. En dan is daar partykeer gewoon dom keuses. Ek hoor eendag in 'n groot kompleks het hulle agtergekom, 'n 70-jarige oom het nou vir 'n paar dae nie uitgekom uit sy huisie uit nie. En hulle het begin bekommerd raak, en na so 2 weke het hulle toe maar iemand ingestuur om te gaan kyk, en toe hulle inkom, toe lê die oom mors dood in die middel van sy sitkamer. En toe hulle so nader wil kom, dis nee, wag 'n bietjie. Hierso is 4 rinkalse en 3 pofvadders wat in dieselfde vertrek is, en wat die oom waarskynlik sy dood veroorsaak het. Die oom het gedink op 70 plus, is dit nog 'n lekker stokperdjie om rinkalse en pofvadders aan te hou. En iewers het hy die fout gemaak en dit het nie gewerk nie. Stupid, nee. Maar hoe stupid is dit om 120 en 'n 80 sone te gaan jaag met jou kar? Hoe stupid is dit nie om iewers 'n nice oulike WhatsAppies vir mekaar te stuur en 'n ver betrokke te raak en jou hele gesin te verloor en te verwoes nie? Hoe stupid is nie om jou hand in die til te druk en dink niemand sal agterkom nie? Ons almal ken daai mense. Ons is self daarvan. Tot hoe ver kan ek gaan voor ek gaan afval? En ons maak hierdie dwaase keuses in watter faset van ons lewe ook al. En ons dink dit is 'n risiko. Want ek is Samson. Ek kan 2 dae lank soontoe stap, ek kan saam met haar slaap en ek kan opstaan en sê van die hele dorp sommer saam. Kan ek jou net voorstel aan die volgende tannie wat intree in sy lewe en sy hele lewe wat hy gedink het okay is, skielik val. Haar naam is Delilah. 14de se preek. Ek wil hê ons moet 6 vrae vra.
6 vrae wat jy moet vra om jou weg te hou van hier af voeter en hier te bly staan. Nommer 1. Daar is altyd 'n reward aan die risk wat jy neem. Eerste vraag wat jy moet vra is dit wat ek gaan verloor groot genoeg om hierdie risiko te vat? In 1996 beland daar 2 Amerikaners, jong Amerikaners in hierdie boelrun in Spanje. Want hulle het gedink, almal doen dit, so ons gaan dit ook draai. En hierdie 2 Amerikaners, jong Amerikaners, sê maar, ons het wel 'n bietjie adrenaline rush hê, ons wil 'n bietjie 'n goeie storie vertel. Ons wil vir mense kan sê, ons was in Spanje en dit met ons gebeur, it's amazing, al die bulle is by ons verby. En een het gegly, geval, en al 2 van hulle is doodgetrap deur die bulle. Was die reward wat hulle moes aan gedink het van, ek het 'n goeie storie om te vertel en was 'n lekker adrenaline rush, was dit nie moeite werd om die risiko aan te neem? Daar's 'n geldmaak skiem aan die gang. Wat van jou pensioengeldjies en bêre en belê in hierdie skema, as nie 'n piramide skema nie, is flat, is glad nie so nie, belê daarin en kyk wat gebeur, kyk die returns, 10% rente per dag, per maand. Is dit per jaar, as kan jy dalk nog dan, maar per maand, per dag, no, dis rooi. Val nie met jou pensioen, nee, ons het dan 'n plan, ons gaan silwers daartoe. Ons pensioentjie van R1300 kan R33 miljoen word. En ons stop nie by net R100 wat ek speel nie. Hi, Kona. En ons verloor megabucks. En ons kry seer. Is die reward groot genoeg? I doubt it. Nommer 2, dit moet goed nagevors wees. Is dit goed nagevors? Het jy mooi gaan dink, wat gaan hier aan? Iemand, Indiese spreek luister as volg. Don't ever test the depth of water of the river with both feet. Toets maar so 'n bietjie net eers met jou een voet. Moenie net inspring nie. Kyk of jy regtig waar al die feite op die tafel het. Die meeste van hierdie goeders moet jy mooi gaan. Ek dink dis ons probleem. Ons dink nie meer daaroor nie. Wat jy gedink? Ek het nie gedink nie. Jy's reg. Jy het nie. Jy het nie 'n bietjie net navorsing oor is hierdie risiko is dit viable? Ons spring sommer in en dan sukkel ons daarmee. Wat het met ander mense gebeur wat dieselfde risiko getraai het? Almal ken vir president Bill Clinton. En almal weet van Monica Lewinsky. En is interessant dat die sielkunde word beskryf as een van die toe sy storie uitkom. En hierdie hele affair plaasgevind het, was daar 'n hele klomp mense wat hulle eie affairs gestop het. Hoekom? Want hulle het gesien wat sy embarrassment die arme president het en wat hy mee moet deel, en as die hele Amerikaanse regering hom probeer cover en probeer regmaak, die hele klomp se demokrate, republikeine, hulp hom weer regmaak, kon die hele regering hom nie eens cover nie, so hoe gaan hulle my kan cover wat iewers 'n ander affair begin het, en daarom het baie ouens, en dit is beskryf in die sielkunde, van hulle verhoudings ontslaag geraak, ouens en vrouens, omdat hulle gesien het wat met ander mense gebeur. Ek weet jy wil nie jou ma en jou pa luister nie. Want wat weet hulle nou, hulle is oud. Kan ek net gou 'n storie vertel? Hulle het ook al hulle koppe gestamp. Hulle skene is ook al flenters. Hulle het self seer gekry as hulle dit vir jou sê, is nie omdat hulle wise is nie, of omdat hulle in boeke gelees het nie, maar omdat hulle ook self daardeur is. Luister na wat ander mense sê. Prediker skryf dit so: wat was, sal weer wees. Wat gebeur het, sal weer gebeur. Daar's niks niets in hierdie wêreld nie. Engelse vertaling sê, history merely repeats itself. Nommer 4. Hoekom doen ek dit? Wat is die motief om hierdie risiko aan te gaan? Een van my mooie stories in die Bybel is in 1 Samuel 23, waar Dawid
wegkruip in 'n grot, die Adullam grot. En hy kruip weg en die Filistyne maak oorlog daarso. So Samson was nie die eintlike oorwinnaar van die Filistyne nie. Later van tyd is Dawid daar en die Filistyne wil hom ook doodmaak. Hy kruip weg in die grot. En terwyl hy in sy pelle wegkruip in die grot, sê hy: "Jesus ouens, weet jy wat, ek is nou so dors, ek is nou so lus vir regte Bethlehem water." Asof hy wil sê, maar ek wil graag van my tuisdorp se water kry. En 3 van sy pelle dink: "Oké, kom ons verras hom. Kom ons kruip uit." En hulle doen dit. En hulle gaan na Bethlehem toe, deur al hierdie klomp Filistyne, gaan kry vir hom 'n bietjie water en bring dit vir hom. En dis nogal 'n incredible storie nie. Van liefde wat 'n incredible motief is. En verstaan my reg, hulle moes 'n klomp risiko's aangaan om hierdie water vir hom te vat. En hierdie selfopofferende liefde is, wow. Dit sê nou nie jy moet van 'n 10de verdieping gebou afspring omdat jy lief is vir jou girlfriend en vir wys hoe lief jy vir haar is nie. Maar dit is raar dat daar regtig waar goeie motiewe is vir risiko's wat ons baie keer aangaan wat net stupid is. Dit is goed en wel om te sê, maar ek wil my kinders so graag laat leer eendag. Ek kon nooit daai voorreg kry nie. En daarom dompel ek myself van die skuld en dan sê ek, kan jy nooit weer uitkom nie, maar jou kinders het geleer, hulle het kontant deur die universiteit gegaan. Dis as jy kan, is okay, maar dan moet iewers 'n plek wees waar jy geld kan recover om iewers te kan aftree. Ek dink ek preek nou te laat vir mense nie. Klaar het gedoen. Nommer 5. Sê net maar wat sal gebeur as ek nou nie hierdie risiko aangaan nie? Wat is as ek nou nie hierdie gap vat nie, wat gebeur dan? Daar word 'n mooi verhaal vertel van Rob Hall wat 'n maatskappy gehad het wat mense teen Mount Everest opgeneem het. Hy was 'n baie bedrewe bergklimmer en hy het reg gekry om mense te vat. Onder andere vat hy eendag vir Doug Hansen, 'n ou wat by die poskantoor gewerk het en die ou het 'n klompie geld bymekaar gemaak want dit kos baie geld om hierdie trips te doen. En hy was 1996 gewees, so 30 jaar terug en hy het 'n klomp geld bymekaar gemaak en hy vat vir Doug Hansen om te summit. En terwyl hulle daar is, en as hierdie incredible scenes, kom daar wat hulle noem 'n whiteout in. Die wind begin skielik verskriklik waai. Die temperatuur val na minus 95 grade Celsius toe. Alles is spierwit. Jy kan, iemand het dit beskryf as, dis soos om versmoor te word in 'n bottel melk. Al wat jy sien is wit rondom jou en dis blykbaar verskriklik erg. Rob Hall besluit toe maar ons moet teruggaan na basecamp toe. Ons kan nie summit nie, hierdie storm is te huge, ons gaan nie maak nie. Doug, die ou wat hy opvat, begin frostbite kry. Begin al hoe meer en meer agteruit gaan van moegheid en van hierdie blindheid, hierdie white all blindheid wat hom slaan. En Rob besluit toe maar, my company se naam is op die spel. My company sê, ons sal jou opvat en jou afvat. Veilig. Ek kan nie maar net teruggaan nie en hierdie ou hier los nie. Ek moet of by hom bly of saam met hom teruggaan. 2 weke later het hulle die 2 lyke gekry. Het Rob Hall gesê, ek is jammer, ek vat nie die risiko om terug te gaan nie. Ek sal eerder hierso saam met jou sterf. Daar's risiko's wat lewensgevaarlik is. En baie keer is dit dalk goed om dalk nie so risiko in die eerste plek te geneem het nie. Goed, en nou moet ons die laaste een sê. En dit moes eintlik die eerste een gewees het. En ek het as prins omgeruil. Nou wat sê die Bybel? Wat sê die Here? Gaan bid jy hierdie saak ordentlik deur met die Here en sê, Here, help U my, gee vir my leiding wat om te maak. Psalm 119 sê so, U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Sê nou maar ons is 'n klomp soldate en ons stap so oor 'n groot stuk veld, oop veld. En jy weet daar's geen beskerming nie. En elkeen van ons is iewers te besig met ons guns en ons kyk die hele tyd rondom ons rond, wie gaan ons uithaal?
En so halfpad op hierdie stuk veld op, skree iemand, landmyn. Wat gebeur dan? Almal stop. Almal kyk rond. Almal begin so half afsak. Niemand praat meer nie. Want, waar is die volgende landmyn? Hoekom sal ons nou die lewe dan anders te leef as dit? As die Bybel kort vir ons skreeu, landmyn, watch it, red flag, risiko, hoekom sal ons aanvoeter? Miskien omdat die hele Titanic daar was verskeie waarskuwings wat hierdie boot sy kaptein gewaarsku het. Ysberge is volop daai tyd. En hulle het hom kort gewaarsku, maar hy het gesê, hierdie skip is gebou om nie te sink nie. En die ysberg was nie hulle grootste probleem nie. Arrogansie was. Ons kan oorleen, Here. Ja? Ja, Samson? Draai dit. As jy met vuur speel, jy gaan jou vingers verbrand. En daarom dalk, en ek en Ron het nie eens met mekaar gesels oor die songs nie. Daarom dalk juist hierdie laaste song wat ons gaan sing. Wie regeer? Wie is die baas van jou lewe? Jy met jou eie briljante mind? Of die koning op die witperd? Here, ons traai hierdie ding op ons eie doen, maar Samson wys ons net, jy kan dit nie op jou eie doen nie. Neem die risiko, dis waar, daar moet 'n risiko geneem word. Maar wees deurdag daarmee, gaan vra my wil. Gaan kyk wat sê ander mense. Gaan weeg die oorwegings van die rewards wat jy kan kry. Moenie net jou eie kop volg nie. En tog doen ons dit, Here. Tog al hoor ons die boodskap 1000, 10.000, 100.000 keer. Voel ons is okay. Ons is mos volwasse, matured people. Ons bely vandag dat ons moet afklim van ons troontjies af. En U moet regeer. Amen.
En as ons val, as ons struggle, as ons pogings regtig waar moeilik is, as ons sukkel met hierdie versoekinge om risiko's te neem wat too much is, en ons weet ons gaan ons koppe stamp, en ons weet ons gaan seer kry, en ons sê vir die Here, Here, ek het nie die krag om dit te hanteer, en kom die Here en sê vir ons, my genade is vir jou genoeg. Trust my. Ek sal jou dra. En daarom stuur hy ons huis toe en hy sê, mag my genade, ek wat Vader en Seun Heilige Gees is, mag my genade jou dra. Mag jy bewus wees van ek wat by jou is. Wat groot genoeg is dat jy dit kan hanteer. Amen.